Voor ons vanoggend gaan begin, kom ons sluit net vir 'n oomblik ons oog. Kom ons, net vir 'n oomblik, ek weet nie waar jy is nie, maar net vir 'n oomblik, vergeet nou van jou week, vergeet nou van jou uitdagings, vergeet nou van alles, net vir 'n oomblik, maak toe jou oë, laat God vanoggend jou gees rustig maak, laat hy jou vul met vrede. Heilige Gees, jy is so welkom vanoggend hier. Ek bid dat jy vanoggend in ons harte sal werk, dat ons sal praat, en dat jou woord geskryf sal wees op ons hart. En ons sê, Amen. Amen. Nou, jy het nou so wit vlaggie daar by jou, ek het nou 'n lekker groot een hierso vanoggend. Nou hoe dit gewerk het is, as jy nie weet waarvoor 'n wit vlag was nie, gewoonlik wanneer daar oorlog was en twee vyande sou teen mekaar opgaan, en die een vyand besluit, of die een kant van die geveg besluit, hulle is klaar, genoeg is nou genoeg, dan kon hulle ergens 'n wit lap kry, of het nou 'n hemp is, of 'n geskeurde lap, of wat ook al, en hulle sou dit op 'n paal of 'n stok sit, en hulle sou dit waai, om vir die persoon oorkant te wys, ek gee op, I am done, ek is klaar, asseblief, dis fine, ons sal gevat word julle kan ons kom, julle het gewen, julle het ons verslaan. Of 'n vlag sou opgehuis word aan die einde van 'n oorlog, in 'n ander persoon gebied sou hulle daai landvlag ophuis om te sê, ons vat hierdie vir ons het gewen, ons het dit gemaak. Nou, kan ek vanoggend sien, wie van julle onthou op skool landloop? Kyk, hulle noem dit in die Engels cross country. Nou, ek is nou nie 'n groot oefenou eintlik nie, en ek kan onthou op skool, as hulle vir ons gesê het, landloop vir almal hierdie Vrydag verpligtend, dan wil ek, maar wat gaan gebeur? Dis wat gaan gebeur. Bram gaan hardloop, gaan hy loop, en wie kom laaste? Bram. En ek kan onthou my gedagtes wat altyd aankom, hierdie is stupid, wat gaan hierdie my eendag in die lewe help, ek wil opgee, ek kan nie asemhaal nie, ek is nie goed genoeg nie, ek wil dit nie doen nie. Ek wil dit nie doen nie. Nou, vir party mense is dit miskien iets anders te gewees. Jy moet leer vir 'n toets. En dan sit jy voor daai boeke en jou brein maak net so, piep. Ek is nie slim genoeg nie. Ek het te veel ander aktiwiteite. Dis nie my sterkpunt nie. Of miskien is dit iets anders in 'n lewe. Jy het 'n besigheid wat jy hardloop en jy gee die hele week klomp kwotasies uit, maar niemand kom terug na jou nie. En jy voel jy wil opgee. Jy voel ek is klaar. My vrou sal altyd vir my sê, dit was 'n goeie jaar gewees, as ek nie ten minste 3 keer hierdie jaar gevoel het, ek wil opgee in bediening nie. Het jy al gevoel jy wil opgee? Kan ek sien, wie het al gevoel jy wil opgee? Ek wil, nie, baie sulke kere. I want to give up, I'm done, ek is klaar. Ek wil my wit vlag vat en ek wil dit waai, en ek wil in my bed gaan wegkruip onder die lakens, slaap, ek is klaar. En dan. Maar ons moet iets besef. Kyk gou vir die persoon langs jou, regs van jou. Kyk hoe mooi smile hulle vir jou. Kyk na die persoon links van jou. Nou kyk vir my. Ons almal raak moedeloos. Ons almal raak moedeloos. Nou, kan jy nog onthou toe ons altyd die psalms gesing het? Toe hulle nog 'n boekie, is 'n groen of 'n blou boekie gewees, né? Die psalms gesing. Nou, ek kan nie onthou dat ek ooit hierdie psalm gesing het nie, maar hoor gou, Psalm 31 sê, Be merciful to me, Lord, for I am in distress. My eyes grow weak with sorrow, my soul and body with grief. My life is consumed by anguish, and my years by groaning. My strength fails because of my affliction, and my bones grow weak. Waar's Morney? Morney, kan ons so 'n chorus uitwerk vir 'n song asseblief?
Hier kry ons Dawid, 'n man van God, waar God sê, Dawid is naby aan my hart, 'n man van geloof, 'n man wat Goliat verslaan het, wat groot wonders gesien het, wat al vreesloos was in sy lewe, en hy sê, ek het genoeg gehad. Ons almal raak soms moedeloos. En ons dink baie keer as Christene, ons het hierdie prentjie van, ek moet altyd smile, my screensaver aansit, hoe gaan met jou? Goed, dankie. Okay, vir die wat gebore is na die 2000s, jy sal nie weet wat 'n screensaver is nie, okay? Okay, maar jy weet ons dink ons moet hierdie voorprentjie gee. En as ons nie gelukkig is nie, dan is ons nie sterk in die geloof nie. Maar ek het goeie nuus vandag vir jou. Ek wil vir jou geheim sê. Is jy reg? Hoor gou wat ek sê. Dit maak jou nie minder gelowig nie. Dit maak jou nie 'n slegte Christen nie. Ons almal voel soms moedeloos. Maar jy kan nie daar bly nie. Wat doen jy as jy moedeloos is? Hardloop jy weg? Sit jy siek verlof in? My keel is nie lekker nie. Loop jy weg van jou huwelik? Kan nie meer nie. Gaan jy in hierdie depressie plek in? Of elke naweek jou highlight is Vrydag? Dankie tog is môre Vrydag. Drink elke naweek, sit op die bank, kyk TV, kyk rugby is jou highlight van jou lewe. En vanoggend wil ek 'n bietjie met jou praat, wat doen ons en wat veroorsaak dat ons na 'n plek toe kom wat ons altyd voel ons wil opgee. Ons wil weghardloop. Wat gebeur binne in ons en wat God regtig wil hê ons moet opgee? Nou, hierdie week besluit ek, dis seker nou weer tyd, jy weet die hele gesonde ding, ek moet nou weer 'n bietjie gaan beweeg, ek moet by die gym uitkom. Ek was 4 maande laas by die gym. Ek weet baie van julle was 20 jaar laas by die gym, maar ek was 4 maande laas by die gym en ek kom by die gym aan en dit is al hierdie mense waarmee ek altyd geoefen het en hulle is opgewonde, ons is gelukkig om mekaar te sien. Hulle vra, maar waar was jy? Hoekom was jy nie hier gewees nie? En wat is die eerste ding wat in my kop aangaan? Klomp verskonings. En ek sê, ag nee, ek gaan nie verskonings maak nie. Ek kyk die persoon so, ek sê vir hulle, ek was lui. En wie was die beste? Die persoon kyk na my, maar hulle weet nie wat om vir my te sê nie. Hulle is so half geskok met die waarheid. Ek gaan nou die dag, ek gaan om 'n traffic fine te betaal. Ek dog toe as ek nou ingaan na in die kantoor toe, hulle sê hulle gee jou afslag, moenie glo nie, hoor. Ek gaan daar in en die ou sê vir my, okay, so what is your excuse? Why did you go 80 in a 60 zone? I have no excuse. Can't you even lie to me? Die wêreld is so gewoond aan ons wat verskonings opmaak, is dit nie so nie? En baie keer in ons lewe maak ons verskonings op vir alles en dit veroorsaak na 'n plek toe wat ons wil opgee, hoekom ons wil opgee, waarom ons wil opgee. Maar vandag sê ek gee op, doetjie, om verskonings te maak. Want wanneer ons wil aangaan na 'n volgende plek toe, waarna God ons roep, sal Satan altyd vir ons verskonings gee. Altyd hoekom ons dit nie kan doen nie. Maar hoor wat sê Jesus, Lukas 14 vers 16. Hy sê hy nooi al hierdie mense na 'n fees toe, na die droom wat God vir hulle lewe het. Hoor wat hulle reaksie is. Toe sê Jesus vir hom, daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en baie mense genooi het. Vir Suid-Afrikaners, hy het 'n braai gehad, hy het almal genooi. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy 'n slaaf om vir die genooides te sê, kom na die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal die een na die ander verskonings opmaak. En dis wat ons baie keer doen. Ons maak verskonings op. Ons maak verskonings op soos, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek sal dit later doen. Maar dames, ek wil net vir 'n oomblik met jou praat. As 'n man gesê het hy gaan dit doen, dan gaan hy dit doen. Jy hoef hom nie elke 6 maande te herinner nie. Hy gaan dit doen.
Ek kry te min amens, mans, amen. Also, dankie. Ek het te veel stres. Die werk hou my te besig. En ek maak klomp verskonings op. En dit bring my na 'n plek toe wat ek wil opgee. Want ek begin hierdie verskonings glo. Hoor wat sê dit, Proverbs 28 sê, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Ek wil jy staan vir my oomblik gou op. Staan vir my op waar jy is. Staan vir my op. Ek hoor 'n paar knieë. Ek wil jy moet saam met my sê. Ek gee op om verskonings te maak. Nou wil ek jy moet jou vlaggie vir my vat. Vat my jou vlaggie. Ag jy gaan. Ek gee op om verskonings te maak. Jy kan weer gaan sit, dankie. Die volgende een is, ek gee op, doetjie, om te kla. Julle lag by julleself en julle weet dis die waarheid. Jy weet, ons kla baie oor ons land. Ook hier in Suid-Afrika. Och, die Zamas. Hulle steel. Ek het vir jou nuus, ek was in die Filippyne, hulle het ook Zamas. Ek was in 'n ander land, hierdie grondonteiening. Ek het vir jou nuus, ek was in die Filippyne, hulle het dit ook. Weet wat's bad? Daar het ons nog goeie weer, daar lê jy in die aand en dan voel jy die aardbewings op die bed. Is altyd beter in 'n ander land. Is altyd beter ergens anders. En ons kla, die Bybel praat van jy murmureer. Jy weet murmureer is 'n sonde. Is 'n sonde. Hoor wat sê dit Eksodus 16. Die Israeliete het nou net al die wonderwerke van God gesien, soos die wêreld nog nooit gesien het nie. Hulle het letterlik wat hulle in die dag loop, wat hulle God sien, in die aande in 'n vuurkolom, in die dag in 'n wolk. Hulle sien en ervaar hom elke liewe dag, maar hulle kla. Hulle kla. Hoor dit, Eksodus 16 sê, daar het hulle by Moses en aan Aaron aan die min kos kom kla. Die Here kon ons maar liewers in Egipte laat doodgaan het. Toe ons daar gebly het, was daar ten minste oorgenoeg kos om te eet. Julle het ons hiernatoe gebring om van die honger dood te gaan. Dink julle regtig hulle sou doodgaan? Die Here het hulle al hierdie wonderlike werke laat beleef om te sê, nou kan julle doodgaan van die honger. Ons kla oor ons baas, dat ons nie genoeg geld kry nie. Ons kla oor die regering. Ons kla, ek kla oor my kinders se huiswerk, okay? Ons kla en ons kla en ons kla. Ons kla dat ons vrou, dit is hulle, dit is die man, ons dink altyd aan klomp klagtes. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar is gevolge as jy aanhou kla. My naam is Bram, ek is jou vriend. Ek sê net vir jou wat die woord sê. Dit gaan verder, ons kry, hoor wat se God se reaksie op die Israeliete wat kla. Die Here vra toe vir Moses en aan Aaron, hoe lank gaan hierdie slegte spul mense nog aanhou om die rug vir my te draai? Jy geweet as jy kla, so goed soos God sien dit as jy draai jou rug teen hom? Kyk op so langs jou en sê, eina. Ek het net mooi genoeg gehad van hulle gekerm. En die woord sê later, dat die Israeliete, daai generasie spesifiek, wat van beter moet weet, het nie die beloofde land ingegaan nie. Miskien is die rede hoekom jy voel jy wil opgee, is omdat jy kla, en as gevolg van dit, dat jy nie die beloofde land sien nie. Ons het nodig om op te hou kla, en te begin om ons seëninge te tel. Want ek wil vandag vir jou sê, die lewe is nie fair nie. En elke liewe ding wat ons het, is dit nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons hard werk nie. Baie mense sal sê, ja, daai mense wil nie werk nie. Ek wil vandag vir jou sê, dis nie die waarheid nie. Ons is geseënd. Filippense 2 vers 14 sê, do everything without complaining and arguing, so that you may become blameless and pure children of God, without fault in a crooked
and depraved generation. Staan weer vir my op waar jy is. Ons gaan weer 'n verklaring maak. Neem vir my jou vlag. Sê saam met my. Ek gee op om te kla. Ek dink ek moet dit weer sê. Ek gee op om te kla. Ek moet weer jou sitplek inneem. Die volgende ding wat baie keer is, ons as dinge nie altyd gaan soos wat ons dit wil hê nie. Julle, ek is 'n planner, my vrou weet. Julle, ek het 'n to-do list. Toetjie. Ek het 'n to-do list, ek het my kalender. En as dinge nie presies op 'n sekere manier loop nie, julle, raak ek upset. Maar hier is die feit wat ons moet verstaan. Die lewe is nie 'n reguit lyn nie. Lewe is nie 'n reguit lyn nie. Dinge gaan gebeur. Maar baie keer, ons noem dit control freaks. Miskien is jy vandag een. Moenie nou vir die persoon langs jou kyk nie. Ek sien 'n paar manne kyk vir hulle vroue. Kyk vir my. Ons raak control freaks, want kontrol gee ons die illusie van veiligheid. En as ons nie veilig voel nie, dan raak ons bang. En wanneer dinge nie presies gaan soos wat ons beplan het nie, dan raak ons onseker. Ons twyfel. En hier is die groot ding, weet jy, dis eintlik 'n toets vir ons, want ons vrees, wat ons vrees, wys wat vir ons belangrik is in die lewe. As jy die hele tyd daaroor dink, die hele tyd bang is, die hele tyd negatief raak, die hele tyd wil omgee, beteken dit is wat vir jou belangrik is, en pas op dat dit nie jou afgod raak nie. Wanneer ons vrees, dan kom ons op 'n plek eintlik wat ons sê, maar ons vertrou nie. Maar ons moet kies om te sê, Here, al voel ek bang, al voel ek moedeloos, ek sal vertrou. Hoor wat sê hierdie, ek raak sommer opgewonde. Nou die dag sê iemand, hy sê, ek kan sommer sien wanneer pastoor Abraham in die ding inkom, hy begin so op. Okay? Psalm 56 sê, my slanderers pursue me all day long, many are attacking me in the pride. When I am afraid, I will trust in you. So wat sê dit? Hy sê nie, hy ontken dat hy bang is nie. Ek sal nie bang wees nie. Hy sê, as ek bang is, dan kies ek om God te vertrou. Ek kies om God te vertrou. Ek kies om God te vertrou, al loop alles nie altyd reg nie. Staan weer vir my op. Party van julle kry meer oefening as die hele week. Vat van jou vlag en jy saam met my sê, ek gee op om bang te wees. Ek gee op om bang te wees. Sit weer vir my. Julle, ek wou 3 punte in my boodskap hê, maar toe hierdie ding opkom, toe sê ek, jammer, julle moet maar sit, daar's 'n 4de punt. Want ons doen hierdie ding baie. Ek gee op, doetjie, om te vergelyk. Ons vergelyk, en dan raak ons op 'n plek wat ons voel ons wil opgee, want ons kan nie daai standaard leef nie. Ons vergelyk ons besittings. Het jy nou alweer gesien, hy het nou net met die nuutste Toyota voorby Fooi ingery. En ek sukkel met my bakkie wat olie lek. Ekskuus, nie Ford nie, Toyota. Alright. Ek gaan nou 'n debat hier begin. Okay. Of jy vergelyk jou voorkoms. Kyk hoe mooi is sy. Sy lyk asof sy in 'n tydskrif uitstap elke dag. Die naels. Dit is maar altyd die beste as dames hulle naels vir hulle mans wys. Kyk hoe mooi is my naels. 'n Man kan nie eens onthou wat die kleur is môre nie. Ons vergelyk, kyk hoe mooi getan is hulle. Kyk hoe hulle lyk asof hulle altyd op vakansie is. Ek sien baie van die dames smile nou. Van die mans gaan, wat? Jy vergelyk jou kinders met ander kinders.
My kind is nou nie in die top 10 nie, nee, maar. Wie wat vir my baie hartseer, want dit is nie die kinders nie, dis die ouers. Ek sien ouers op die sportgronde wat baie keer 'n game regtig, wat is die regte Afrikaanse woord? Opvoeter. Hulle is meer kompeteerd en skree op hulle eie kinders soos 'n klomp hooligans. Asof, as hulle nie hierdie game wen nie, is dit die einde van die wêreld. Ek verstaan passie, ek verstaan dit. Het is goed om passie te hê, maar julle moenie dat dit aan jou alles raak nie. Nou word dit so kompeterend, hulle vergelyk kinders, vergelyk akademie, vergelyk al hierdie dinge. Kan ek sien, die ouens wat in die A-span is, speel jy nog rugby? Julle stil vanoggend hier. 2 Korintiërs sê, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by them and compare themselves with themselves, they are not wise. Miskien is die rede hoekom jy so ongelukkig is en jy wil opgee, is omdat jy geval het in die plek van waar jy die hele tyd jouself met ander mense vergelyk. Ek het baie goeie nuus vir jou. God het jou special gemaak, net soos wat jy is. Jy is uniek geskape met jou talente, met wat hy jou gegee het. Ons raak jaloers oor God se goedheid in ander se lewens en ons ignoreer God se seëning in ons eie lewe. Tel jou seëninge. Staan mee vir my op. Ek gee op om te vergelyk. Ek gee op om te vergelyk. Party van julle se vlaggies begin al minder waai, ek's amper klaar. Laaste ene. Ek sit nou die dag en ek sê, ja Here, ek wil opgee, ek is moeg, ek gaan nou karre verkoop. En ek hoor hoe God vir my sê, jy kan nie opgee nie, want jou lewe behoort nie meer aan jou nie. Hoe kan ek iets opgee wat nie meer aan my behoort nie? My lewe behoort aan hom. Ek kan nie opgee nie. Hy het al reeds die oorwinning behaal. Hoor wat sê hierdie, Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insigte moet jy nie staat maak nie, ken aan hom in al jou weë. En hy sal jou paaie geregheid maak. My lewe behoort nie meer aan my nie. Behoort nie meer aan my nie. Teedra ek vir my vorentoe kom. En elke keer wanneer ek dink ek wil opgee of ek wil klaarmaak en ek wil oorgee, want een of ander dramatiese ding het in my lewe gebeur of ek is net moeg want ek is besig om te probeer na 'n standaard lewe wat God nie eens vir my gestel het nie. Ek het dit vir myself gestel. Dan dink ek elke keer aan wat Jesus moet deurgaan, want Jesus Christus het gekom. Dink jy Jesus was daar nie oomblikke wat hy wou opgee nie? Ek sê vandag vir julle, daar was oomblikke wat Jesus wou opgee terwyl hy die kruis dra. Maar weet jy hoekom het hy nie opgegee nie? Want hy het aan jou gedink. Hy het aan jou gedink. Hy het gedink aan sy bruid en vir homself gesê, ek kan nie opgee nie, ek moet deurdruk, ek moet my lewe gee, sodat my bruid gered kan word. I cannot give up. I will never give up. I cannot give away what doesn't belong to me anymore. Want die oomblik wanneer ek Jesus aangeneem het in my lewe, sê ek eintlik, my lewe behoort nie meer aan my nie, dit behoort aan hom. Ek kan nie iets weggee wat nie meer aan my behoort nie. My lewe is 'n lewendige offer. Paulus praat van, may I be poured out like a living sacrifice. Mag ek my alles gee, opgee, tot daar niks oor is nie. En mag ek nog steeds aangaan. Hoekom? Want om te sterf is 'n wins en om te lewe is vir Jesus Christus.
Ek weet ek jou baie vanoggend laat op en afstaan, maar ek voel in my gees, ek wil vandag vir jou sê, om moedeloos te voel partykeer is okay. Maar jy kan nie daar bly nie. Ons almal raak moeg. Ons praat gewoonlik hierdie tyd van die jaar, praat ons van einde van die jaar syndroom. Jy tel die dagies tot die vakansie af. Miskien het jy so gevoel omdat jy verskonings opgemaak het, die heeltyd, en jy voel soos 'n mislukking. Miskien is dit omdat jy die heeltyd negatief is. Alles wat jy praat is negatief. Hoe alles net altyd sleg is. Miskien is dit omdat jy bang is, want as jy bang is, jy gaan misluk, dan voel dit vir jou, dan kan ek net sowel opgee. Of miskien is dit dat jy vir jouself 'n standaard van lewe gestel het, wat jouself vergelyk met ander mense, en nie meer die seëninge tel in jou eie lewe nie, en nou wil jy opgee. Ek pleit vanoggend by jou. My lewe behoort nie meer aan my nie. Jesus het nie opgegee nie. And I will never give up and never surrender. Ek wil hê daar waar jy is vir 'n oomblik, staan vir my. Ek wil hê hou jou vlaggie by jou, vir my nou te waai nie, maar net waar jy is, sluit vir my jou oë. Maar Vader, ons kom vanoggend voor U as U liggaam. Here, en ek wil iets simbolies doen, profeties doen. Wil ek hierdie vlag waai, Here, oor die mense sê ek vanoggend, ons gee op, Here. Ons gee op om verskonings te maak, ons gee op om te vergelyk, ons gee op om bang te wees. We give up, Lord, ons gee ons lewens op. We give it up to You. Vergewe ons waar ons in 'n plek heeltyd van moedeloosheid en ondankbaarheid is. Onthou wat die Here vir jou gedoen het en wat hy nog vir jou gaan doen. God sal jou nie tot hier gebring het en jou los nie. Never. Never. Maar nee, steek van net jou vlag op volgend. Here, hier is my lewe. I give it to You. I give it to You. En vanoggend lig jy nie die vlag op 'n plek van ek gee op nie. Jy lig die vlag op en jy waai dit in 'n plek van oorwinning. Oorwinning. Oorwinning oor wat die kruis vir my beteken. Here, sien U mense raak. Versterk hulle met die Heilige Gees. En ons as die mense sê, Amen.